Wilma van der Byl was op haar dag een van die gewildste mevrou in Suid-Afrika en het destyds al as gekwalifiseerde apteker gewys dat sy 'n verskil wil maak. En vanaand kuier sy hier by ons op die groen stoel. Baie welkom. Baie dankie, ek sit heerlik op my Is lekker stoel, volstreek. nee? Wilma, jy maak nog steeds 'n verskil. Ek wil gou 'n bietjie teruggaan in die tyd. Borskanker het jou getakel, dubbele mastektomie, en tog as 'n mens met jou gesels en lees en hoor jy sê, my lewe is fantasties. Is daar hoop? Daar's verskriklik baie hoop, weet jy Connie, en eintlik kan mens half sê, dis goed dat dit met my gebeur het, want dit het vir my wakker geskrik en laat besef om te leef. Want ek dink ons hardloop almal so vinnig deesdae, jy weet jy vergeet om regtig te leef en die goed wat daar uitgekom het, want alles negatief het ook 'n goeie positief, en die wonderlike wat daar uitgekom het is die feit dat jy die lewe met heeltemal 'n ander oë aankyk, en elke dag is 'n wonderlike dag, of dit nou vir 8 weke in die Kaap aanhoudend reën of die son skyn. Dit is 'n wonderlike dag, want jy kan opstaan, jy kan gesond wees en jy kan dinge doen. Jy weet, mense besef nie hoe dit is om nie 'n liggaam te hê as 'n voertuig basies om jou brein rond te laat beweeg nie. Verstaan jy? Want jou liggaam dra jou tog deur alles. So Oktober is borskanker bewusynsmaand en so dis eintlik baie gepas dat ons meer daaroor gesels. Jy sê dat dinge het vir jou verander. Sou jy sê jou lewenskwaliteit na borskanker is beter as voor die tyd? Ja, ek sal sê. Bloot omdat oor die feit dat mens besef dat jy elke oomblik moet aangryp en nou moet leef. Nie môre moet leef nie en nie gister moet leef nie, jy moet nou leef. En ek dink dit bring kwaliteit in mense lewe in. Maar ook in hierdie maand daar's 'n klomp belangrike projekte waarby jy betrokke is. Een daarvan is winkelgroepe bevorder dit, en dan is daar ook 'n afslag as mense ondersoek wil laat doen by sekere dokters. Vertel vir ons 'n bietjie meer hoe steekie vir kan jy? Weet jy Connie, ek het besef dat toe ek gediagnoseer is, dat vrouens nog steeds, ons lees so baie daarvan, dat hulle nog steeds nie proaktief optree en vir mammogramme gaan nie. En as dit nie vir my was wat vir 'n mammogram gegaan het nie, sou ek miskien hier kon gesit het vandag nie. So ek is verskriklik dankbaar. En dit is die boodskap wat ek wil oordra aan vrouens. En net om hulle 'n bietjie te motiveer. Jy weet, 'n afslaggie gee vir 'n mens dan altyd so ietsie om jy weet 'n motiveringkie. En ek het na die radiologie afdeling van Suid-Afrika gegaan gesê, asseblief mense, gee net 'n afslag vir die vrouens. En die tydskrifte is wonderlik, hulle promoveer dit, so as die kykers wil gaan kyk op die webwerf www.health24.com, daar's 'n hele lys van al die radioloë landwyd wat die 10% afslag sal gee, en dit is tot die 22ste November, soos 'n 6 weke periode. Maar dit is net om vrouens te kry om dit te gaan doen. Jy weet, en dan die winkelgroepe het ek ook genader om te sê, doen net iets vir vrouens. Vrouens is eintlik julle koopkrag. Doen net iets vir die bewusmaking daarvan. Want weet jy, daar gaan nog verskriklik baie mense dood aan borskanker. So min of meer 3000 vrouens in Suid-Afrika elke liewe jaar. En dit is vrouens, dis moeders, dit is dogters, en dit is behandelbaar. Jy weet, so as jy dit vroeg genoeg kry, soos in my geval, dan gaan jy deur die behandeling wat baie swaar is, maar jy gaan nog leef tot jy 90 is. Ek wil jou vra daaroor, jy het 'n vreeslike mooi storie wat ek graag wil hê jy moet met ons kykers deel. Toe jy hare verloor het met die chemo, het jy vir jou kinders gesê, dis fantasties want dit werk. Want dit werk. Jy moet die positiewe sien. Jy weet, dit is 'n verskriklike harde behandeling om deur te gaan. En dit is swaar geweest om jou hare te verloor. Ek sal nie sit en sê dit was nie swaar nie. Die hele proses was baie swaar geweest. Maar jy moet die positiewe uithaal en sê, wow, ek kan behandel word en dit werk. Ons hardloop uit tyd uit. Een kort boodskap vir al die dames wat kyk vanaand. Wat sê jy vir hulle sê? Asseblief gaan vir mammogramme. As ons vroeë diagnose het, dan is daar 'n hele wêreld wat nog kan leef vorentoe. Dankie vir die kuier, en is heerlik om jou weer te sien. Jy's nog net so mooi 20 jaar later. Dankie Wilma.